Dis nie elke dag wat ons die absolute voorreg het om saam te sit en 'n video te maak nie, maar gelukkig is vandag een van daai dae. Philip, gaan ons vandag praat oor aggressie. Ja, nou wat 'n aggressie? Mense, honde? Ons het 'n vraag uitgesit op die blad en 'n klomp mense het aangedui dat hulle wel sukkel met aggressie in hulle honde. Van die goed wat opgekom het is mensaggressie, veral teenoor kinders. Baie geweld is natuurlik aggressie en reaktiwiteit teenoor ander honde. Nog 'n belangrike punt wat ons aan kan raak is die verskil tussen aggressie teenoor honde teenoor reaktiwiteit teenoor honde, omdat dit nie noodwendig dieselfde ding is nie. En dan ook aggressie teenoor voorwerpe. My hond val die stofsuier aan en my hond val die deurklokkie aan en sulke dinge. En moenie 'n ander stofsuier gaan koop nie asseblief. Moenie 'n ander stofsuier gaan koop nie. Jy kan nie 'n ander hond gaan koop nie. So wat maak jy? Kom ons begin. Steeds aanval. Kom ons begin by voorwerpaggressie. Goed soos stofsuiers, die blender, dinge in die huis wat algemene voorwerpe is wat honde ontstel en hulle raak aggressief teenoor dit. Besems, is baie gewild. En dan val die hond hierdie voorwerp aan. Ja, ons het nou een van daai gevalle gehad hier so bo in Gauteng. Ek dink ek wil net hier sê dat vir een of ander rede hier in die laaste paar weke tot onder in Jeffreys Bay het hierdie aggressie goede hulle kop al hoe meer en meer begin uitsteek. Ek kry oproepe nou juis omdat dit aggressie verbind is, dis nie oor enige ander gedrag nie. En soos jy sê, al die verskeidenheid tipes van aggressie wat skielik sy kop uitsteek. Ja. So, ek dink die vraag is altyd, en soos ek altyd vir jou sê, gaan terug. Ja? Ergens het daar iets gebeur wat hierdie hond aggressief gemaak het teenoor 'n stofsuier of 'n besem of 'n ding. En baie keer is die beginpunt 'n speletjie. Want ek as die eienaar met my besem begin, die besem druk na die hond terg. Hy tart hom. Reg. En dan begin die hond aggressief raak en dan sê ek, ag, toe maar my hondjie. En ek prys my hondjie en my hondjie se kop sê, okay, so ek moet altyd aggressief wees. Teenoor die ding wat ek word betaal af. So mense moet baie versigtig wees en is dieselfde met die stofsuier. Omdat meeste mense in hulle huise ons honde train met treats en kos, sal ons ook maklik nogal die mense ding doen om te dink, as my hond aggressief is, dan gaan ek hom distract met treats of met sy speelgoed. Nee, dis beloning vir daai slegte gedrag. Jy kan hom nie beloon nie, jy kan nie hom raak nie, jy moet wegbly daarvan af. So die beginpunt met goed in die huis is baie keer, of items in die huis, is baie keer die mense self wat hierdie ding begin op een of ander wyse en dan beloon vir daai gedrag. So dan dra dit vorentoe. Waar sal die aggressie in die hond vandaan kom teenoor hierdie voorwerp? Is dit vrees of is dit 'n arrogansie om te sê ek hou nie van jou nie, ek gaan jou byt en dan gaan jy weg? 9 uit 10 keer is dit senuweeagtigheid. Senuweeagtige aggressie is natuurlik ons mees gevaarlike aggressie. Die mees gevaarlikste. So dit is meer daar. Hy's nie aggressief teenoor die item omdat hy iets probeer beskerm nie. Iemand probeer beskerm of die huishouding probeer beskerm of iets nie. Hy is gemik op die ding vir 'n spesifieke rede. Kom ons gaan sommer net daaroor na ons volgende punt van aggressie toe. Jy het nou genoem dat die dier is nie aggressief teenoor die stofsuier omdat hy glo jy is in daadwerklike gevaar en dus probeer hy jou beskerm nie. Maar wanneer dit kom by mensaggressie, dan default ons na daai denkwyse toe om te sê, my hond is aggressief teenoor 'n sekere ander mens want hy wil my beskerm. En ons sien dit baie keer as 'n goeie eienskap in ons hond. Hy wil my oppas want hy is so lief vir my. Ek dink ons moet ook hier 'n bietjie teruggaan en sê, waar het my hond se lewe begin? Oorspronklik toe hy 'n puppy was, het hy sosialisering gedoen met mense. Ja. Was hy blootgestel aan ander mense? Was hy blootgestel aan kinders? Het hy aangepas as deel van sy sosialisering? Was hy die geleentheid gegee om aan te pas by kinders, aan te pas by vreemdelinge of nie? Ja. En as hy dit nie gehad het nie, dan kan ons verseker wees hy gaan aggressief wees of begin aggressief raak. En nou begin my hond aggressief raak en hy blaf vir mense en gaan te kere en hier kom ek met my stem. Moenie. My hond sê,
Okay, kyk hoe opgewonde is jy dat ek begin met die mense. So, ek moet aangaan. Dis natuurlik wat ons doen, juis met aanvalshonde en beskermingshonde. Die oomblik wat die hond daai gedrag toon, dan hits ons dit aan, ons beloon dit. Absoluut. Ons maak dit vir hom 'n speletjie. Absoluut. Wanneer jou hond in werklikheid dan aggressief is en jy hits dit aan met jou stem, hits dit aan vir al die klein hondjies wat ons graag optel as hulle iemand wil byt wat in die huis inkom. Jokkies. Dan vat ons hulle, ons troos hulle, ons voer hulle sweets om hulle kalm te probeer hou of om hulle aandag af te trek en dan is dit net prys vir daardie gedrag. Ja, as dieselfde as 'n hond wat 'n kar jag of 'n motorfiets jag. En daar gaan ons agter die hond aan en ons skree en ons gaan te kere. Ja, En as daai hond vir 'n oomblik kon stop en omdraai en vir jou kyk en sê, "O, kyk hoe bly is jy dat ek hierdie ding jag en jy jag hom saam met my want ons hol saam." Dan gaan die ding net vererger. So mense moet baie versigtig wees hoe mense gedrag aan is. Dis dieselfde met honde op die strand wat los is, ongelukkig vir daai een. Julle wat van daar onder af kom teen hierdie hopeloosste goed? My hond is voor my op die strand en daar hol hy en ek wil hom vang, so ek hol agterna en ek roep en skree en goed. En my hond raam en hy sê, "Joe, kyk bly is jy dat ek hier voor hardloop." En dan hou hy maar net aan. Reg, so as dit kom by aggressie teenoor mense is een van die eerste vrae wat ons natuurlik vra is, hoe het hierdie hond se lewe begin en is hy blootgestel nie aan mense nie, want natuurlik is hy blootgestel aan mense, jy is dan 'n mens, maar is hy blootgestel aan verskillende mense, groot mense, klein mensies, naamlik kinders, mense van verskillende kleure, mense van verskillende rasse. Daai dinge is baie belangrik in jou hond se blootstelling vroeg in sy lewe, gaan dan daai vormingsproses bepaal wat hy deur sy lewe vat. Ek wil net hier inbring dat onthou, iets wat baie belangrik is die reuke wat mense afgee. Ja. Elke persoon in 'n ander, soos die Engelse sê, state of mind, of hy senuweeagtig is, rustig is, haastig is, elke mens gee 'n bietjie van 'n ander reuk af. En as die hond nie blootgestel word aan al hierdie reuke nie, veral moet 'n hond se vermoë om te kan ruik. En skielik kom hy op 'n vreemde reuk af, gaan hy senuweeagtig wees. En as hy dan nog beperk is op 'n leiband of ietsie, dan gaan daai aggressie vermeerder. Ja. Want die senuweeagtigheid gaan vermeerder. Ja. Nou, dit bring ons by die laaste en 10-1 mees gewilde vorm van aggressie teenoor ander honde. Weer eens, ons gaan terug na die begin van hierdie hond se lewe. Was hy by 'n pappieskool gewees? En ek moet hier sê, die regte pappieskool. Absoluut. Onthou, 'n pappieskool het 'n doel en moenie jou hond by 'n social gathering kry waar jou hond allerlei snaakse goed te leer nie, maar die imprinting fase word nie voltooi nie. So my hond moet by pappieskool leer om te meet en greet. Daar moet baie ander pappies wees. Ja. En dan imprint hy op sy eie spesie en van daar af is hy gemaklik met ander honde. Ja. En hy sal nie 'n probleem hê nie. Behalwe as 'n ander hond in sy ruimte inkom en hy is weer eens beperk op 'n leiband of ietsie, dan kan hy aggressief raak, maar dis nie ter beskerming nie. Dis omdat iemand in sy ruimte inkom. En as dit 'n dominante hond is, hier moet ons baie versigtig wees. Reg, dit sit ons natuurlik reg terug by hierdie geliefde unleash greetings ook, waar die honde na mekaar toe trek aan leiband en ons sê, hulle wil net vir mekaar hallo sê en as hulle so na mekaar toe trek, daar ontplof dinge. Ja, ek is voor as hond, ek sleep soontoe, ek is die leier en wat jy vir my agter my sê is neem jy die besluite. En ek as hond is beperk. Ek kan flight, ek kan hardloop of ek kan blaf of ek kan byt. So moenie laat jou hond voor jou kom, ander honde ontmoet nie, jou hond is langs jou of agter jou, dan ontmoet jy die ander persoon. Ja. En daar is geen rede hoekom jou hond en 'n vreemde hond kontak moet kry. As daar enigstens twyfel is dat my hond ongemaklik is of aggressief kan raak. Dit sit ons natuurlik ook in die toestand van daai hond. Wanneer hierdie hond voor jou uittrek en hy is in baie gevalle opgewonde om by hierdie ander hond uit te kom. Nou opgewonde is nie noodwendig goed nie, maar hy is
elevated, hy's geeskaleer en hy wil by die ander hond uitkom en hy trek, daai ander hond doen dieselfde en nou kom hulle albei in 'n baie excited toestand by mekaar en wat sê ons van excitement? Aggressie. Excitement leads to aggression, daai excitement sit net so om. En Dis as jy ongelukkig naby weg. is, redirected aggression, Ja. en ons kry jou by die dokter, met 'n Ja. paar gaatjies in jou. Ja. En van jou eie hond af, by the way. Ja. Okay. Natuurlik, wanneer die hond in daai situasie ingaan, gaan jy as mens wat lief is vir jou hond, jou eerste reaksie gaan wees om in te gaan en te gryp, om te help of uitmekaar te trek en dit is waar mense gebyt word. Jy gaan betrokke raak en jou hond gaan dink jy is deel van hierdie geveg. So dan maak dit nie saak nie. Hy gaan byt en hy gaan enigiemand byt. Nou, is dit die waarheid dat as 'n hond eers een keer mense gebyt het, byt hy weer en nog mense? As 'n hond uitgevind het dat deur byt kan hy daai mens of persoon verwyder uit sy ruimte uit, dan gaan hy dit weer doen. As 'n hond daai neiging het, dan moet jy baie vinnig iemand kry dat jy daai gedrag kan regstel, want dit sal eskaleer. Reg, so ons het nou gepraat oor aggressie teenoor voorwerpe, ons het gepraat oor aggressie teenoor ander mense, sowel as aggressie dan teenoor ander honde. Wanneer ons kyk na aggressie teenoor mense en honde, moet ons kyk na die eerste dele van hierdie hond se lewe. Maar dit beteken nie noodwendig dis die einde van jou hond se pad nie. Aggressie Nee. kan gerehabiliteer Ja, word. absoluut. Absoluut. Wat is die stappe wat ons neem om te begin bepaal hoe rehabiliteer ons wanneer 'n hond argumentsondabe aggressief is teenoor 'n mens? Ek dink waar mens baie versigtig moet wees en wat 'n mens van kennis moet neem, is dat rehabilitasie in honde soos in mense 'n baie lang proses is. Dis nie 'n ligskakelaar wat jy kan aan en af sit, nou is die hond aggressief, net nou is hy nie. So 'n deeglike assessment van die hond, 'n deeglike assessment van die eienaars. Jy moet kyk na struktuur binne in die huis, wie is waar in die struktuur, en dan moet jy die gedrag benader en jy moet dit regstel. Soos met alle gevalle van rehabilitasie en eintlik alles met hondegedrag, moet jy eers daarby uitkom om die oorsaak te bepaal. Absoluut. Waar het hierdie Bottom ding begin? Waar het die aggressie teenoor die grassnyer begin? Waar het die aggressie teenoor die tuinjong begin? Of waar het die aggressie teenoor 'n vreemde babahondjie begin? En sodra jy daai beginpunt kan identifiseer, dan kan jy werk maak daarvan. Absoluut. Dan kan jy die lang pad begin stap. Ja, mense ons moet onthou dat seker 80% van die honde wat uitgesit word, is honde wat aggressief raak, die aggressie vermeerder met tyd en ewe skielik word iemand binne in die huishouding gebyt. En dan is dit 'n kwessie van my hond het my gebyt, hy gaan ander mense byt, so dan word hy uitgesit. Dis nie die hond se skuld nie. Jy moet daar jouself kyk. Jy is die oorsaak, as jy hierdie hond van papi het, is jy die oorsaak van hierdie hond se aggressie. Aha, as jy hierdie hond van papi het. Ja. Wat as jy nie het nie? As jy 'n hond kry wat 'n rescue hond is, Ja? hierdie dier moet ordentlik geassess word voordat jy hom huis toe vat. En ongelukkig doen baie organisasies dit nie. It's rescue, ons moet hierdie hond uitkry, hy moet 'n huis kry. Mense, maak seker die assessment is 100% gedoen. Hierdie hond moet gecheck word vir aggressie, kosaggressie, aggressie teenoor mense, kinders. Dit moet 'n volledige program wees. Nie 'n halfhartige dinge net sê die hond is okay nie. Dit moet deeglik. Dis so moeilik, want kom ons wees nou blaatant eerlik. Meeste van die rescue-organisasies daar buite sukkel met geld. Absoluut. Die SPCA het meer honde as wat hulle ooit kan droom om te rehome. Dis nie realisties dat daai instansies, veral die NSPCA, noodwendig die resources kan wy aan so 'n volledige assessering nie. Dit beteken nie dis die einde van die pad vir rescue honde nie. Dit sit net die verantwoordelikheid op jou dit wat die hond wil aanneem om iemand in te kry. Jou hond is 'n lewenslange commitment, ten minste vir sy lewe lank. En om dan aan die begin iemand in te kry om te assesseer is regtig deur en deur die moeite werd, want dit gaan verhoed dat die hond weer in shelter Ek dink wat jy moet onthou word is dat mense soos ek en jy
In my gebied, my teruggee aan die gemeenskap is om hierdie organisasies te help. En ek doen dit baie keer verniet. So dis nie te sê jy gaan altyd moet betaal vir hierdie diens nie. Ek het rescue organisasies hier in Gauteng, saam met wie ek werk. Ons is net 'n WhatsApp weg en dis net deel van ons teruggee. So moenie dink dit gaan jou altyd 'n arm en 'n been kos om hierdie diertjie wat jy huis toe te wil vat, waarin die duiwel dalk wegkruip om te assess nie. En vra ons vir hulp. Ja. En almal weet seker waar om ons te kry. Natuurlik. En dit is waar. Absoluut. Dit is by Awakening Success by Philip van Heerden op Facebook. Absoluut. Reg, dankie. Dit is ons inleiding tot aggressie. Wanneer jy kyk na aggressie, moet jy kyk na wat se verskillende forme en jy gaan altyd gaan soek vir waar het dit begin en as jy kan pinpoint waar dit begin het en die oorsprong van die aggressie is, dan kan jy begin rehabiliteer, maar dis nooit noodwendig die einde van die pad vir jou en jou hond nie. En dankie, dis lekker om hier in Gauteng te wees. 'n bietjie te kuier en 'n bietjie saam te werk. Dis vir ons heerlik om jy boot te hê, Baie vensters kan jou net nie hou. Ongelukkig, ek moet huis toe.